As jy die afgelope paar dae saam met ons is, dan weet jy, ons praat hier die week oor hierdie idee van bietjie soos Jesus. Nie heeltemal weg van Jesus af, weg van God nie, maar ook nie heeltemal toegewy of oorgegee nie. En as jy dit gemis het die vorige paar dae, wil ek jou aanraai, gaan kyk graag, daar is nogals goeie inligting. Nou, gister het ons juis gesien hoe gevaarlik dit is en dat ons baie keer nie eers besef dat ons weggly of wegbeweeg van God nie. Maar vandag raak dit vir ons uiters prakties, want dit help nie, ons hoor dit is gevaarlik nie, ons moet begin raak sien hoe dit lyk in ons eie lewens. Nou, hier is iets baie belangrik om te moet verstaan. 'n Halfhartige geloof lyk nie altyd verkeerd nie. Dit lyk net nie anders nie. Nou kom ons maak dit gou prakties. Die eerste teken van 'n halfhartige geloof is eintlik hierdie. Jy soek mense se goedkeuring meer as God se. Mense se opinie van jou en hoe hulle jou sien is eintlik vir jou belangriker as hoe God jou sien. Jy sien, jy wil inpas, jy wil hê mense moet van jou hou, jy wil nie reg uitstaan nie, spesifiek nou vir jou geloof nie, so jy gaan maar net so saam met die stroom, nee, want dit is net makliker, dit is eintlik geriefliker. Maar as almal altyd net goed van jou praat, net die regte dinge van jou sê en almal like jou en jy stel niemand, jy vir ons nooit nêrens aanstoot nie, dan raak dit problematies. Kyk gou hoe Jesus dit stel hier in Johannes 2. Pas julle op dat julle nie die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Geliefde, kan ek jou vinnig iets vra? Leef jy vir God se goedkeuring of leef jy vir mense sin? Is God se opinie oor jou lewe vir jou belangriker as mense se opinie? Want jy kan baie maklik, jy kan reg praat, jy kan reg lyk, jy kan al die regte geluide maak, reg optree, maar binne-in leef jy vir ander mense se mening van jou, wat hulle van jou dink of wat hulle van jou sê. En dit bring ons weer terug na hierdie waarheid wat ons nog heel week oor gesels. Net genoeg van Jesus om jou beter te laat voel, maar nie genoeg om jou lewe te verander nie, om jou lewe te transformeer nie. Nou hier is 'n tweede teken wat ons moet raak sien. Jy rasionaliseer sonde. Jy sê dinge soos, dis nie so erg nie. Ag, almal doen dit. Nee, dit raak niemand hier, dit maak niemand seer nie, dis net 'n ek ding, dis nie, jy weet, niemand gaan seer kry nie. Jy weet eintlik binne-in, dit is nie reg nie, maar jy maak vrede daarmee. Jy lewe eintlik met daai ding saam met jou. En geliefde, dis baie gevaarlik, want stadig maar seker raak jy gemaklik met dit wat jou eintlik van God af wegtrek. Stadig maar seker dryf jy weg van God af. Geliefde, hier's die waarheid. God roep jou nie net om beter te lyk nie, of om beter te praat nie, of jy regte geluide te maak nie. Hy roep jou om anders te wees, anders te leef. So hier is ons uitdaging vir vandag. Waar soek jy dalk mense se goedkeuring bo God se? Waar het jy dalk begin om sonde te regverdig in jou lewe? En ek sê dit nie om jou af te breek nie, maar om jou te help, nie, om te help bou aan dit wat reg is. Geliefde, ons waardeer jou en ons waardeer dat jy saam met ons hierdie pad stap en ek hoop regtig dat hierdie oordenking roer jou en skuif jou hart. As jy kan, los vir ons daar iets in die kommentaar. Sê vir ons wat hierdie oordenking vir jou beteken en dankie so baie vir die wat reeds kommentare los en miskien kan jy iets sê soos, Here, wys my waar moet ek groei en maak dit jou gebed. Maak dit jou gebed en sê, Here, wys my waar moet ek groei, waar is ek besig om dit te mis. En onthou om te like, te subscribe en te share en van so bereik ons soveel meer mense en ek kan nie wag om julle môre weer te sien nie op Werkersdag. Môre is ons 'n bietjie vakansiedag, so ons gaan weer lekker inlê. Maar geliefde, vir nou, kom ons bid saam. Jesus, ons gebed is dat U vir ons sal wys waar ons dit mis. Wys ons, Here, nou waar ons hierso luister, bid ek dat ons sal stil raak, rustig raak en net toelaat dat U ons harte en ons gedagtes evalueer. Kom vlek dit oop, Here, maak ons rustig en stadig genoeg om te beleef en in te sien waarmee is U besig in ons lewens en daarom vra ek, Here, vir U enorme genade deur die Heilige Gees om vir ons bewus te maak van waar ons dit mis. Here, want U soek 'n warm geloof of 'n koue geloof. Nee, vanuit Openbaring uit, Here, dat U soek iets wat 'n praktiese doeleinde het, iets wat kan werk, lafenis vir wanneer ons warm kry en hitte vir wanneer ons moet was. Here, U soek 'n praktiese, tasbare geloof. Here, U soek Openbaring 3, 16, 17 geloof en daarom vra ek, Here, kom wys vir ons, waar vat ons raak
en waar mis ons? Bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.